Dat is een locomotief wat ons gebruik het op die walvisjob op West. Dat is een Henry B. HB 2. Ja. Hulle het vir hom gesê, een Hendrik Bliksem. Ja, alright. Nou as jy 'n blacksmith vuur ken, hy klapie onder wat die as laat uitval. Hy het ook so 'n klapie onder gehad, 'n verbrandingskamer noem hulle dit. Ja, ja. As jy hom nie oopmaak en hy as uitval nie, dan werk jy daai dag soos 'n kaver. Ja. Dis jou vriend daai, jy maak hom skoon elke môre voor jy begin werk. Ja. Sê. Ek weet jy hoekom hulle hom 'n verbrandingskamer noem? Ja. Maar en hierdie, is dit nou om sy boek van al die jare? Ja, dit is wat Pieter vir my gemaak het. Alright. Dis 'n so half geskiedenis. 35 jaar diens. Ja. Sê. En wat is nou hier wat interessant Hierdie was nou maar, dit is nou die Daniel Pienaar hier, hy was eers die HTS gewees. Ja. In 49 tot... Was oom in daai skool gewees? Nee, ek was in die HTS voor Daniel Pienaar. Alright. Ja, alright. So sy naam het verander. Hulle het eers later verander na Daniel Pienaar. Alright, En hulle het geskuif ook, ons is onderlangs die rivier, Ja. toe het hulle nou geskuif in Alright. Nuwe Uitnage. Ja. Ek sê, kyk hierso. Ja, hierdie, maar dis 'n groot skool die. Hy is nog daar, so ek was nou die dag daar. Kyk, is ook nou in daai skool. En wat is dit die? Wat is daai manne daar? Nee, hierdie weet ek nie wat. Maar daar is 'n lokomotief. Hierso was in die skool gewees. Ja. Hier was ook in die skool. Nou watter jare was oom in die skool? Dit was in 63 Alright. in Eslen Park. Alright. En hierdie aantrek. Roy Duivel daai. Sê. Alright, maar waar het oom nou college toe gegaan? Waar het oom gaan leer? Om te stook en goeters, by watter college? Ek was in Greyville Local. Dit is waar jy leer. Maar waar is dit? In Durban. Alright. In Engels, Afrikaans? Engels en Afrikaans. Alright, ja. Jy gaan na die local voorman toe, was meneer Fletcher geweest. Ja. Hy gee vir jou 'n Engelse boek om 'n paragraaf te lees, dan moet jy dit vir hom vertaal in Afrikaans. Dis jou taaltoets wat jy... Ja. Jy moet twee tale wees. Ja, dit was Baie streng, ja. streng. Ja. Hoeveel was oom hulle in die klas? Dominee, ons is so ongeveer 20 na 25 was nie veel nie. Want jy weet, is maar... Kyk, die meeste mense wat voetplaat toe gegaan het, was maar die armklas mense wat op die platteland groot geword het. Die mense in die dorp, was hier en daar 'n enkele een wat in die dorp groot geword het, wat op die voetplaat was. Ja. Dit was meestal plattelandse mense. Van George, hier van die baai, Uitenaag, van Natal, all over van die platteland af. Mense op die voetplaat. Ja. Nou, hoe begin 'n mens? Ek meen, hoeveel jaar was dit gewees? 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar? Dominee, ek het begin in 52. Die 31ste Augustus op my oorlede vrou se verjaarsdag, toe ek haar nie eers geken nie, het ek op die spoorweg begin. Ja. En ek het altesaam 10 jaar op die graaf gehad. Toe gaan ek college toe, 3 maande. Kom ek my eksamen deur. Toe is ek nog 'n jaar en 9 maande pass fireman. Dan stook ek, dan dryf ek, dan stook ek, dan dryf ek. 16 Desember 64. Promosie gekry na drywer toe. Alright. Ja. Dit was altesaam, kyk as jy 12 jaar op die graaf. Ja, om eers drywer te word. Ja. En toe, En die roetes en die goeters. ek het 23 jaar gedryf.
Alright. Ek was 5 jaar op die rangeer. Toe is ek openlynwerking en ek was 18 jaar net passasierstrein. Ja. Van vanmôre tot Ja. Maar stoomtreine die meeste. Die stoom het weggegaan. Toe was ek nog in die rangeerwerk. En toe is ek is die 31ste Oktober 69 van die lokomotief afgeklim. En die 1 November is ek elektrische eenheid klas toe. Vir oorskakeling na elektrische eenhede. En die Januarie maand is ons oor na die elektrische eenhede toe. Alright, en toe maar wat is nou vir om 'n interessante storie met die stasies wat om nou die meeste die lyn gery het en wat het daar gebeur en was daar interessante staaltjies. Dis wat ek wil hoor van daai lekker, soos oom altyd vir ons vertel van al die dinge en die ouens se geite. Om mee te begin 1953. Desember maand, Kersfeesmôre. Toe ek op diens gegaan saam met drywer Kagelhofer te werk ons 'n goederetrein met Tuba toe van Bangeni af, toe los ek af. Ja. Toe werk ons daai jaar gerangeer, die suikermeele gerangeer, riet afgevat, suiker uitgebring, die stroop uitgebring. En toe het ons die passasierstrein opgemaak, dus ons in Bangeni toe. En in Bangeni gekom, dus ons loco toe en huis toe. En die ander trein opgemaak wat die aand toe Durban toe gaan. Ja. Maar my eerste trip op die pad, van die rangeer af was met PM Du Plessis. Hy was ook 'n drywer op West, hy het ook afgelos in Bangeni. Dit was die Saterdagoggend, 6:15 op diens. Dus die Wayside, die oorlaai trein, hy het die goed oorgelaai met die trein vir die mense by die winkels en al die. Ons het die Sondagmôre, toe die son uitkom en in Golel gekom, dan in Bangeni af. Ja. Toe sê hy vir my, ons gaan terug, ons boek nie af nie. Ja. Toe vra hy vir my, drink jy 'n bier? Ek dog, Sondagmôre, waar gaan jy 'n bier kry? Ja. Ek sê ja, mdoe. Hy sê, right. Hy sê, maak maar so lang reg, maak die lubricators vol, kyk het lê kolle laai, maak die tenders vol, water. Hier kom hy aan met die botteltjie bier. Ek sê nou mdoe, waar kry jy hierdie bier op 'n Sondagmôre? Hy sê vir my, man, hierdie hotel sit op die 3 grense. Hy sê die lounge is in Natal. Hy sê die hotel is in Transvaal en die bottle store is in Swaziland. Hy sê as die lounge toemaak, dan skuif hulle oor na die bottle store toe en hulle koop hom van die rak af. Ja, weet jy nou net. Slim. Daar toe onder andere als 'n vraag opgemaak. Ons het A-order gekry, telegraaforde bedryf. A-order gekry, deur met Tuba toe, reg deur. Daar gekom, toe het ons nou die vraag weer daar reg gemaak, die meele gerangeer, suikerriet afgevat, suiker en die strooping goed uitgebring, vraag opgemaak, vraag reg gemaak, dus ons het Bangeni toe. Ons het die Sondag aand 5:20 afgeteken. Ja, maar hoe ver is dit nou maar Tuba van waar oom hulle gery het? Dit is van Bangeni af Golel toe 125 myl. Ja, dis 'n hele eind. Ja. Maar om vertel altyd van al die signale en al die goeters hoe mense dit lees en al daai goeters. Ja, ek wil daai lekker stories hoor. Dominee, ja. Kyk, dankie. Jy het verskillende metodes van treinkontrole. Op 'n dubbellyn het jy semafoorsignale en op 'n enkellyn het jy semafoorsignale. Right? Nie arm. Ja.
Nou op 'n dubbellyn noem hulle dit lock en blok. As daar 'n trein in daai traject is, kan daar niks ingaan nie voor hierdie voorman nie lynvry ontvang het nie. Ja, ja. Hulle werk met kloksyne. Dan as daai trein aan die ander kant skoonmaak, dan kry hy kloksyne laat hy skoongemaak. Dan kan hy 'n ander trein instuur. En nou kry jy, as jy die stasie nader, dan kry jy 'n buitehuis en 'n afstand. Jou buitehuis het 'n spitsarm, 'n spitseinde op die arm so. En jou afstandssignaal het weer 'n swaalstert so Ja, ja. op die arm en 'n wit vertikale streep. Nou as hulle op alles reg is, dan sê dit vir jou dat al die hooflyn signale is op alles reg. Laat lynvryheid ontvang en traject is skoon. Nou kyk, jy kry jou buitehuis en jou afstand, dan kry jy 'n tussenhuis en waar hy nie bestaan nie, is die huissignaal, en dan kry jy jou vertrek en jou voorvertrek signaal. Hulle is almal op alles reg. As die afstandssignaal op alles reg. Ja, ja, ja. Maar as net die buitehuis op alles reg is, dan moet jy weet, lynvry is nog nie ontvang nie. Jy bereid wees om te kan stop. Ja. Maar nou op 'n enkel, as die buitehuis op gevaar is, dan moet jy daar stop. Wag vir 1 minuut. Alright. Jou fluit blaas. Dan moet jy versigtig op gevaar verbyry, goeie uitsig hou, en jy moet gereed wees om kort diskant enige gevaar handsyn of 'n versperring te kan stop, want hulle is geregtig om uit te rangeer uit die stasie uit. Dis hoekom die buitehuis signaal. Alright. Ja, ja, ja. En dan kry jy jou huissignaal. Jou huissignaal is daar om jou stasiewerk te beskerm. Alright, ja. So voor 'n mens ingaan. Elkeen het 'n storie. Ja, 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 ja. Ja, en jy moet weet hoe om dit te lees. Dit is die groot ding. Elke storie ken jy. Ja, ja, ja. Dan kry jy op 'n enkellyn waar daar wissels is teenoor 'n uitgaande trein op daai enkellynstasies. Daar kry jy 'n roetesignaal. Dit is so 'n ronde skyf met so 'n klein armpie. Dis hy. Nou, hulle is 2 op mekaar. Die boonste een is vir die reguitlyn, die onderste een is vir die uitdraaispoor. Nou as hy op alles reg is, dan sê dit vir jou, die wissels is reggestel en die teken is verkry en die traject voor is gery. Ja, ja, ja. Dan kan jy maar gaan. Ja, kan maar gaan. Jy moet natuurlik die vertrek handsyn, alles reg handsyn kry om te vertrek. Maar as mense so ry en jy werk nou, dan is ons nou nie tyd om te eet net. Oom nou altyd kosbakkies aangevat. Wat het julle baie keer kan 'n mens nie daar by die kole iets gaar gemaak het nie. Dominic, kyk op jou werk, as jy werk. Ja. Jy het jou kosblik. Ja. Waar jou kos in is. Jy het jou bakkie met jou kos. Jy sit hom daar op die vlamplaat neer. Hy vlamplaat is warm. Ja, ja, ja. Jou kos is warm. As jy hierdie bank uit is, hardloop jy aan die ander kant af, dan vat jy bakkie kos en jy eet. Ja, ja, ja. Alright. Of jy kom die bult oor en hang die firebox en jy kook die water en jy maak tee. As jy eet alright. Ja. En jy het nie 'n breek om te eet of nie. Jy werk die hele dag. Vandat jy op diens kom totdat jy weer afteken werk. Ja, ja, ja. Daar is nie so ding soos 'n breek. Ja, jy kry jou breek, jy wag vir 'n kruising, jy wag vir 'n trein om te kom, enkellyn, of jy iets wat jy voor moet wag en maak jy maar gebruik daarvan. Ja, ja, ja. Ja. Jy kry jou kans. Maar men het nooit in 'n skopgraaf vir breakfast aan mekaar gestaan of so iets snaaks. Ja, nee, nie skopgraaf nie, daai stookgraaf. Ja, ja. Ja. Jy vat 'n bietjie sand en parafin en jy skuur hom mooi skoon. Jy vat die spruitpyp met kookwater, jy spuit hom af. Jy kry daar vir jou by die slagpale, by die slaghuis, paar skaapchops, vat die vet, aan die pan, jy hou maar aan die firebox. Ja, ja. En dan slaan jy daar 2 eierstukken of jy braai vir jou choppie. Ek het 'n virkie gemaak wat ek water mee gekook het. En
'n choppie daar ingeryg en 'n worsie en sit hom voor die vuur dat hy braai. En nou dan eet jy. Ja, dis wonderlik. Dis lekker tye. Dominee man het op 'n voetplaat honger ly is om. Ja, sy eie skuld. Ek het hom 'n stoompot gemaak. Ja. Hierdie swart pot en 'n silinder ingehou. Met 'n fitting wat ek hom in die stoom opkoppel en 'n pyp aan die ander kant dit uit. Ja. Ek het 'n koperpypie so spiraal gemaak, so. Vol gaatjies geboor. Ja. Nou, hier koppel jy die stoom op en jy gooi 'n bietjie welfolie in. Dis welfolie is 'n warm smering. Dis ja. Wat jy gebruik vir die voorhand. Dis hy. Blaas uit daai olie teen die pot dat hy nie binne roes nie. En maak die stoom oop, is nou dan kook hy pot. Ek het my kos gekook in hy pot. Maar mens kon dit gepatenteer het. Dis 'n patent. As ons boek of gaan, jy opwervel hom. Ja. Daar die koelie mark daar so, dit is slaghuis daar. We daar skaapnek gekoop, half kroon skaapnek. Ja, och, my genade. Dan as ons nou twee is of ons is 3 op die voetplaat, dan kom jy 3 skaapnekke of 2 skaapnekke in die pot curry. Oh, lekker. Ja, nou kos 'n skaapnek R185. Oh, vir 'n skaapnekkie. Hey, dis wie jy nou betaal. Nou gaan ek en Harold Edgar en Jan van der Walt. Jan van der Walt leer pad saam met Harold Edgar. Nou gaan ons aan Bangeni toe. Ons het 3 skaapnekke gekoop. Nou daar Harold hulle daar in die pot. Hy het ook 'n stoompot gehad. Dis waar ek dit gesien het. Nou, by hulle eers gebraai, haal hy die helfte uit en skep dit uit en sluit dit in die bankerboks toe. En die ander maak hy 'n pot curry. Nou ry ons Chakas kraal deurgaan. Hy sê hy vir Jan, nou laat hy Jan dryf en hy leer nou pad. Hy sê, moenie vinnig deur die stasie gaan nie, ry stadig. Toe ons hier so nader na die voorman toe kom, Piet Petoors, hy het saam met oor hulle vrou skool gegaan. Hy is stasie voorman. Nou vat hy Harold die pot se deksel en hy lig hom so ergens, sit hom so skuins neer. Nou kom hy so stadig verby. Nou reilig die tablet, absoluut tablet. Nou staan hy Piet so. Hy wys so. Kan hy nou nie hy wys vir hom die feit, Harold wys vir hom. Ja, daar is jy, ja. Ag nou nee, wat lekker daar, jy het kontak gehad met die mense, maar toe, al die verbeterings en goed, het jy later geen meer kontak gehad met mense. Wie van oom hulle lewe nou nog wat destyds so saamgewerk het? Is daar nog iemand wat lewe? Excuse? Wie lewe nog van die klomp wat oom mee saamgewerk het? Ja. Wie lewe nog? Net oom? Dominee, ek het 'n tyd terug met een van my maats gepraat, Chris van Heerden. As ek uitgekom het uit die eksamenkamer uit, dan hy ingeloop. Alright. Al die eksamens. Tot by die drywer se eksamen. En laaste, toe ek weer daai nommer skakel, toe sê hulle vir my, daai nommer is nie beskikbaar nie, so ek weet nie. En 'n ouetjie wat saam met my in die tegniese skool was, Andries de Pre, toe ek nou in Durban kom, dit was 52, oujaarsdag aand. Nou sit ons daar voor die stadsaal, wag nou vir nuwe jaar. Ek kyk die man so, kyk hom so. Ek sê vir hom, man, jy is ons Andries de Pre. Hy sê vir my, ja. Ek sê, my mag nie, man. Ek sê, waar werk jy? Hy sê, hy is 'n unit assistent. Alright. Hy sê, ek sê, man, ek is in die stoomloko, ek is leerlingstoker. Ja, alright. Maar kom hy van dieselfde skool toe af? Ons het in dieselfde slaapsaal geslaap. My genade. Ons het in dieselfde klaskamer gewees. Ja. Hy was net in die houtwerkafdeling en ek was in die blacksmithafdeling. Alright. Ja, wys jy die wêreld is klein, hè. Sê. Hoe oud is oom vandag? Hoe oud is oom nou op hierdie oomblik? Hoe oud is oom nou? Ek was 90 gewees. Nou, wat nou verby is? Ja.
Daar is hy nog gezond, alles nog aan die gang, want oom se kop werk nog 100%. Dominee, ek het gister, ek weet nie wat het aangegaan nie, maar ek het sommer begin het bewerig geraak en koud gekry het. Nee, maar dis van die harde werk. Ja, Dis van die toe- gras sny en van die dakwerk en al hierdie goed. Dieselfde vir my is bloeddruk, toe dokter ja, toe. ja. Dieselfde is die bloeddruk. Kan wees. So, ek sal maar moet gaan na hulle check en kyk, miskien is die bloeddrukpille te swak of wat ook al. Ja. Ja, wat my oom lyk nog heel goed. Maar dominee ondervindings, gebeurlikhede was daar baie. Nou, vertel. Die heel eerste geval wat ek gehad het, was ek en Luke Pfeiffer. Ons kom van Umgumas af, Umgebaba toe. Die stasie was toe. Maar die voorman het oopgemaak, hy sit ons in die loop. Maar hy vergeet om sy signale terug te gooi en die ligte aan te sit. En Johnny Valley kom met 'n vraag, hy gaan Umgumas toe. En die wissels lê op ons en ek sien hier kom die trein. Ek sê hom loop, hier kom 'n trein op ons af. En ek hardloop los uit die peacock se voetplaat uit en daar op die veld op die grastal op die grond te lande kom. Maar daar het toe nog nie veel plaas gevind nie. Hulle het Luke R10 beboet omdat hy geageer het op die signale wat dood was. En die looping gegaan het, hy moes gewag het tot die ligte gebrand. Ek weet nie wat met John Valley. Ja, maar R10 is baie geweest daai tyd. Ja, hoor, dat is ook klomp geld. Daai was 'n klomp geld geweest. En 'n ander een, ek werk, dit is op die motor by ons. Ek werk 'n trein die middag. Dis skoolkinders, is mense wat gaan inkopies doen het, alles. Engela Botha is 'n kaartjiesondersoeker in die Blankebaai. Ek sê vir haar, Engela, hierdie treintjie is bedrywig. Sê hulle, hy baie passasiers. Ek sê ek wil nie laat wees nie. Ek sê want jy kry 20 minute oortyd bonus op elke uur wat jy regte tyd is. Alright. Ja. Nou daarvoor ry jy. Sy sê nee, maar dis reg. Right. Kom Winkelspruit, kry 'n tablet, sy bring 'n tablet vir my. En kyk, op motor waar jy mag nie tablet ry nie, jou hande is op die controls. En jy moet sit, jy mag nie staan nie. Ja. Want as hy iets oorkom, dan jy het jou accelerating lever is, hulle noem dit 'n dead man's feature. Alright. Ja. As jy hom los en sny die lynskakelaars oop, hy sit die remkrag aan, alles. Alright. Ja. Tot stilstaan. Alright. Nou, Winkelspruit, Lobo Beach toe. Buite is het reg, hy signaal vir die loop. Nou, die loop is 'n 1 op 12 wissels. Hy loop so geleidelik so. Hy is nie dat hy sommer uitdraai nie. Ja. Nou, dis waarom ek trap hier buite is, ek hoor hy val terug. Hy signaal loop, maar toe ek na die loop toe kom, sien ek maar, hier kom dan 'n ding op dieselfde spoor. Units af. Ja. Maar ek los sommer alles. En ek trek die hendel af, trek die sleutel terug. En nou kyk ek hierdie lot, ek kan die assistent sien. Sy oë is net so groot en sy kop is daar by die handbrake. Ek dink, hey, nou, ek sien net sparks op die wiele. Lyk my hy het hom gereverse of wat hy gemaak het, weet ek nie. Hy het 5 units, maar hy kan nie stop nie. Gelykte. Nou, kom ek
Nou kom hy aan, hy kom en ek blaas die briek op. En ek dan klaar gerewers, ek gee hom switch in en ek beweeg terug. Ek het tot stilstand gekom. En ek gooi af. Nou wag ek vir hom dat hy kom opkoppel. So opkoppel sit ek die briek aan, ek stoot vorentoe, ek stoot hom terug uit die stasie uit. Relatief die stasiemeester kom na my toe, hy vra my wat sê ons, ek sê ons sê niks. Ja. Ek sê hulle enige iets vra, dan sê hy net, hy controls het onklaar geraak, die units het my gehaak en teruggetrek, aan die ander kant af was ek gereid, ek het weer gery op. Ja. Ja. Anders is die hele onderzoek. Nou kom ek eendag van hom, laat hy af, nou Annie Verheere, hy is nog so 'n poepens. Hy klim op Kongela en hy was vaak van ligte daar in die hart. Hy vra vir my, was daar 'n vermyde botsing by Aloha Beach? Ek sê oom, ek weet nie waarvan jy praat nie. Sê jy moet maar verneem as jy wil nie sê wie dit was, ek weet nie. Want kyk, dis iets wat moes gerapporteer wees. Ja, het geskrywe geword het. Nou, alright, dit loop te dood. En eendag, nou sit ek langs Retief, die stasiemeester se broer, Piet Retief, hy's 'n drywer saam met ons. Nou, sê hy vir my, dat die ouetjie, die aand, toe hulle nou 'n braai, nou, hy het nie gedrink nie, toe sê hy vir hom, oom, gooi vir my ook een, ek het vanaand behoefte, en so iets. Hy sê, nou vertel die ouetjie hom, wat het gebeur. Hy sê, oom, dis 'n drywer daar by julle. Hy sê, maar ek weet nie wat is sy naam nie. Nou, sit Piet so lang, ek stam hom so, ek sê, Piet. Ek sê maar, hy het stil. Ek sê, jy en jou broer is nou nie enigste twee mense wat van hierdie weet. Ja. Maar nou nog nie uitgekom nie. Nou nog nie uitgekom. Nee, maar dan, dis 'n goeie geheim. Maar 'n ander een had ek 'n brief van Johannesburg af, waar hulle my bedank. Vir 'n vermyde botsing by Meerbank. Alright, Baas Meerbank. Dit is op die suidkus. Alright, ja. Nou daar's een van ons drywers dood. Karel de Jaar, mooi boetie. Sy by my. Mooi boetie. Hy is daar dood en ons kon nie pleis wat daar plaasgevind het nie. Maar dieselfde voorman wat op diens was daar, is toe die aand op diens met hierdie vermyde botsing. Nou kom ek en Jan Berg van Mlazi af. Ek is voor, Jan Berg is agter my, ons hardloop leer ry tye, ons gaan nou jaar toe. Nou kom ek af Isipingo, kom deur Isipingo, Lemontville en sien Meerbank se buitehuis en afstandssignaal is al twee reg, is dubbellyn. Ja. Nou laat baie, hulle hier so, naby die 100 kilos, hier moet hy motor. Alright, ja. Ja, hy moet nou leeg, ja. Hy is leeg, ja. Toe ek hy buitehuis in die huissignaal trap, sien ek my, hier kom dan twee rooi ligte in die stasie in. Als aan. Ek kom tot stilstand reg oor die signaal kajuit. Ek kyk so, ek sien. Ek sien nie kondukteur. Johan Boysen. Hy is die kondukteur. Nou weet ek, Skiukati was die drywer, hulle het van Crosshonger afgekom, hy kom daar in 'n Meerbank. Nou sit ek. Terwyl ek daar staan, stop Jan Berg al agter my. Hy nie seksie. Alright, ja. Toe hy ook al in deur die signale. Ek is nog nie sy die seksie het nie, ek staan. Nou kom hy na my toe.
Hy sê vir my drywer, jy kan maar ry. Ek sê, ek kan nie ry nie. Ek sê, ek is binne jou vaste semafoorsignale. Hy sê, jy gehaal jou handlamp, jy gee my mondelikse instruksies en jy gee my 'n groen lig. Ek sê, ek vra die konnekteur regweg, ek weet nie waar is hy nie, of hy in die van is nie. As ek regweg kry, dan kan ek eers ry. Ja. Hulle vra van my op die inquiry, hoe het ek daar vandaan ry? Toe sê ek vir hulle. Ja. Maar anders het die mens moeilikheid gehad. Ja. Ja. Ja, maar dit is interessant al die goed hoor, maar daar is nog baie dinge om Nou te het ons vertel. 'n inquiry. Ja. Ses ouens wat daar sit wat vra. En 'n vroumense wat tip. Nou vra hulle. Vertel hulle alles. Jan Berg is ook daar. Ek het vir Jan Berg gestook toe ek 'n stoker was. Ja. Hy is meer senior drywer as wat ek is. Ja. Die vra hulle vir my nou, hoe het ek daar vandaan vertrek? Vertel ek hulle hoe ek vertrek. Ja. Ek het daai brief nou nog hierso wat hulle my geskryf het dat hulle my bedank het vir my doen. Ja, maar dit daar kom groot moeilikheid gewees. Nou kom ons in die depot. Nou is ek besig om die joernaal uit te maak en ek wil afteken. Hier kom Jack Rennie, running foreman. Hy vat my aan die hand, hy sê vir my kom hier. Ek sê wat nou? Hy sê kom hier. Hy trek die stoel uit en sê die pad daar voor my neer. Verslag. Meerbank. Vermijde botsing. Alright. Jan Berg kwam. Hy het my, Jack Rennie het hom aan die ander kant van die tafel. Hy sê daar is hy. Jou verslag. Ja, julle verslag moet nou ooreenstem. Toe weet hulle dit al in die depot. Ja. Alright. So, jy kon nie na my werk. Ja. Nee, dat weet ek. Ja, is interessant. Wat is hierdie alles? Dominee, daar is Suid-Afrika se storie. 24 klasse geskiedenis Alright. wat in werking gekom het. Hulle so 100 van hulle bestel. Daar is dit, dis in Natal daai. Dis 'n Natal. Diesels daai. Diesel. Natal. Ja, alright, maar is dit diesel lokomotief? En daar is 14 klas, dis nou om Genie, Ja. Noordkus. Dis wat oom mee gewerk het. Ja. Mensig. En hierdie is sommer Ja, dis 'n mooi besigheid. Jongens, stoomtrein nou vir my. hierdie is maar net die Verskriklike. stoomera wat hulle. Ja. En hier is hoe alles verbeter het. Ja. Daar is 'n smal spoorlokomotief. Daar is dit. Daar's alright, ja. En hier is die koffiepotjie wat hulle gebruik het in die suikerrietlande. Alright. Ja.